opponente. Na al die oefening, dink ek ons moet net weer terugkyk en bepaal waaroor die debat vandag handel. Of anders gestel, wat is die geskil? Suid-Afrika het so gou moontlik genoeg krag nodig teen die laagste moontlike prys. Net dit. As ek terugkyk na die debat, is ek meer as ooit oortuig dat kernkrag nie die beste oplossing is vir die vraag na elektrisiteit in ons land. Ek kyk terug na 'n vurige debat wat die volgende opgelewer het. Julle het gevra hoe ons weerkrag gaan uitskakel deur dieselfde kragbronne nog verder te ontwikkel. Op die oomblik het ons weet. Dit is klein as 4 wat ons nodig het. As ons nog dieselfde byvoeg, nog meer, het ons 4 wat ons wel nodig het. Julle het ook gevra dat waar wind en sonkrag dieselfde hoeveelheid uitset as een steenkoolkragstasie of kernkragstasie. Dit is nie die punt nie. Die punt is dat dit tesame met hierdie hernubare bronne moet gebruik word. Soos wat ons definieer in ons konstitusie toespraak. 'n Gesamentlike aanslag van verskeie bronne. En ek wil net ook bylas. Julle verstaan nie die konsep van vraag en aanbied. Dit wat 1 triljoen rand volgens die deel van 20 November 2014 om 1 kernkragsentraal te bou. Nou dit gaan net die Kuiberg verval, wat in 2025 verval. Ons betaal soveel om in dieselfde krisis te sit. Julle wil meer van dieselfde gebruik. Ek moet vir ons die volkslag van 7 Oktober 2014 dankzij die kernprogram van Suid-Afrika elektrisiteitstariewe 2 maal verhoog. Hoe verklaar ons dit as laagkoste? Ons het gevra, hoe kan julle sê dat kernkrag veilig is? En julle het nooit gereageer op my in my konstitusie toespraak van die Cobalt 58 vergiftiging. Dis bietjie erger as net die CO2 wat steenkool my produseer. Op Nieuwsweek 4.0. Ons het gevra, hoe kan julle die koste regverdig en waar ons dit gaan doen? En waarom ons hierdie fonds gaan bekom? Volgens die Nieuwsweek 4.0 het Rosatom en wat Turkye 'n nuwe kernkragsentraal opgerig. Die tariewe van krag in Turkye het verdriedubbel. Dit klink nie vir my of as jy is goedkoop. Dit vat die kernkragsentrale langer as 20 jaar om winsgewend om die geld wat ingesit is terug te leg. En vir hernubare soos wind en sonkrag wat dit slegs 7 tot 9 jaar. Daar is soveel oplossings. Ek kan nie dink dat julle steeds vind dat dit sin maak om kernkrag as beste oplossing uit te stel. Dis nie oukei om al jou eiers in een mandjie